Want ons is hier met 'n naweek te doen. Ek hoor as die Paasnaweek. Dis nie die kruisige naweek nie. Prys die Here. Maar dit sê my niks. Want Jesus het ook die Paasnaweek. Hy het ook afgegaan om die Pasga te gaan vier, sê die Bybel. Hy het nie gegaan om 'n nagmaal te gaan hou nie. Toe Jesus opgaan na Jerusalem, toe gaan hy soos wat die Jode elke jaar die Pasga vier, om saam met hulle die Pasga te gaan eet. Dit was waarom hy in Jerusalem aangekom het. Nie om 'n nagmaal te gaan hou. Nee! Hy het dit gedoen om die Pasga op die Joodse manier. Daai naweek het alle Jode die Pasga gevier. En die een van die Jode, wat die sy disippels was, het daai naweek 'n nagmaal geëet. Sien jy? So die nagmaal is iets wat daar gebegin het. Maar ek kom by dit. Kom ek begin eers hier. Dat ek vir u sê, halleluja. Daarom hoor jy die Bybel praat hier. In Exodus hoofstuk 12. Se opskrif, ons is by die Paasfees, is dit nie leer? Hy sê die instelling van die Paasfees. Ja, die Jode Paasfees gehou. Ek weet nie wat maak hulle nou nie. Dit lyk my hulle maak nou oorlog. Ek weet hoe luister julle nie. Ek het nie 'n TV nie. Ek het nie 'n TV nie. Ek het al vir die afgelope seker 12 jaar het ek 'n TV. Die arme kinders wat daar in my huis groot word. Hulle, jy sal ook nie eers hoor, hulle val die TV by nie, want hulle het hom nie gesien nie. Die TV, toe hulle se verstand kry, toe is daar nie 'n TV. Daai kinders sal eers vir my een aansê, Here, kan ons die TV loop kyk by dinge se huisie, want hulle ken nie TV kyk. Hulle mis ook nie 'n TV. Yes. Want daar is die programme wat hulle volg nie. Daar is die goeders wat hulle volg op 'n TV. Amen. En ek weet ook niks wat gaan in die TV aan. Ek hoor van bittersoet en doodsondes. Die mense kyk daai verhale. Bittersoet en doodsondes. Gebroke hart. Ons het nou die dag in Kenner toe staan ons in die woonbuurt. Sy naam is dood. Nee, bittersoet. Sy naam is bittersoet. Toe vat Kenner sommer hy verhaal en hulle maak 'n woonbuurt. En ons het nou, hoe lank gelede? 6 maande of 2 maande? Nou al, maand na al terug. Het ons daar in bittersoet gepreek. Amen. Ek weet nie hoe het bittersoet gegaan nie. Maar ek het in bittersoet het ons gepreek. Amen. Die evangelie van die Here. Glorie. Amen. Prys die Here. Nou ek was saam met u lees. Exodus hoofstuk 12. Kom ek lees vers 12. 12 vers 12. Want ek, dis nou God wat hier praat. En hy praat nou met Moses. Want Farao wil nie die volk laat trek nie. En God besluit ek gaan 'n ander ding doen. Ek het al 'n klomp pla op Egipte gesit, maar hy wil nie hoor. Amen. Maar vanaand gaan ek 'n ander ding doen. Luister, jy moet mooi luister. Hierdie nag, jy moet hoor nag. Onthou daai nag. Want ek sal in hierdie nag deur Egipte trek. En al die eersgeborenes in Egipte land tref. Van mense sowel as van diere. En ek sal strafgerigte oefen aan al die gode van Egipte. Ek, die Here. Prys die Here. Hy sê en hierdie nag vers 14 moet vir julle 'n gedenkdag wees.
En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting of 'n insetting moet julle dit vier. Toe sê hy dit vir die Israeliete, die Jode, hulle het hierdie opdrag gekry. Want luister hier, God het moeg geword vir Farao wat hy die volk wil laat trek nie. En hy sê, maar in hierdie nag sal ek my volk verlos. Ek gaan 'n ding doen in Egipte land wat vir Farao sal maak dat hy die volk losmaak om te trek. Hy sê, ek sal in hierdie nag sal ek deur Egipte land trek en almal wat nie die bloed aan die deurkosyn gesmeer het nie, sal ek met die dood tref. Hulle se eerstelinge sal ek doodmaak, in ander woorde, hulle se oudstes. Maar ek gaan nie net die mense se oudste kinders doodmaak nie. Ek sal ook die diere van daardie persone gaan ek doodmaak. En weet jy wat doen God daai nag? Terwyl hy deur Egipte land trek, toe begin hy die verlossingswerk van Israel, sodat hulle uit Egipte land uit kan patrolleer. Halleluja! En weet jy, die Jode het geluister en het gedoen, soos wat God sê. Terwyl die Egiptenare geweier het, die Bybel sê daai aand, toe stel God die Paasfees in, hierdie Paasfees wat ons vanaand weer besig is. Maandag is dit die Paasmaandag. Ons is besig met Paasfees. En hy verlos daai aand, doen hy die verlossingwerk, 'n volmaakte werk, want môre, toe Farao opstaan, toe kom hy hardloop sy diensknegte na hom toe, en hulle sê, koning, jou oudste seun lê dood. Ek wil vanaand vir jou sê, prys die Here, daar's mense wat dink jy kan met God speel, maar God laat nie met hom mors nie. En luister hier, ek sien Farao, begin te hier kom hardloop aan een, jou oudste perd is dood, jou oudste bok is dood, prys die Here, al die eerstelinge is dood. Halleluja! En dis nie net Farao se nie, die hele Egiptenare ly daai môre 'n skade. Daar's moeders wat huil oor hulle se kinders, want hulle se oudste kinders lê dood. Maar God doen 'n volmaakte werk. En toe Farao daai môre hoor, wat het God gedoen? Toe sê hy, laat die volk trek. God verlos daai aand sy volk uit die hand van Farao. Prys die Here. En die Here sê, kyk hier, dit moet in hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Hy sê vir die Israeliete, vir die Jode, hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting moet julle dit hou. Halleluja, as ons daar gaan kyk in Numeri 9 dink ek. Ons kan gou net daar verby gaan. Prys die Here. Yes. Daar sê die Here hier. Ek kan dit by die huis gaan lees. Hy sê, hy sê vers 12, of vers 11, sorry. In die 2de maand, op die 14de dag, teen die aand, moet hulle dit hou, met ongesuurde brode
en bitterkrye, moet hulle dit eet. Dis die Pasga wat so geëet moet word. Ek het vandag by die susters gesê, susters, julle kan sommer hy brood op die rooster op, hy moet net die suurdeeg ingooi. Want dit moet 'n ongesuurde brood wees. Prys die Here. Maak jy sak hoe ons die brood maak, jy moet die suurdeeg in eet nie. Glory. Ons koop nie die koekies en die beskuitjies. Want hulle het suurdeeg. Dit moet ongesuurde brood wees. Prys die Here. Ek wil vanaand vir u sê, halleluja. Die Bybel sê, Jesus gaan op na Jerusalem om hierdie Pasga, omdat hy in 'n Joodse huis groot geword het en gebore was uit 'n Joodse vrou. Gaan hy op om hierdie nagmaal te gaan doen. Ek ben hierdie Pasga, sorry. En die Bybel sê, terwyl hy daar besig was met die Pasga. Lukas 22. Die opskrif hier sê die laaste Pasfees. Die laaste een in Jesus se lewe. Die Jode hou hom nou nog. Maar daai was die laaste een wat die Here gedoen het. Saam met sy disippels. Daarvan af het hulle nie meer Pasga gehou. Want die Bybel sê die laaste Pasfees. Punt. Afsluiting van die Ou Testament. Instelling van die nagmaal. Die begin van 'n Nuwe Testament. Geskrywe in my bloed, sê die Here Jesus. Hey man, toe skryf hy 'n Nuwe Testament in sy bloed. En die Bybel sê, daardie aand, terwyl hulle aan tafel was, het Jesus sy uur aangebreek. Daardie nag was die nag wat sy verlossingswerk vir 'n sondaar soos ek en jy, het daai nag begin. Ek weet die kruisiging, was die dood van sonde en die doodmaak van die ongeregtigheid. Maar daardie nag, sê die Bybel, toe hy daar sit aan die tafel, by baie geleenthede wou hulle vir Jesus gevange geneem het. Dan kom die Bybel en sê, maar sy uur het nog nie gekom nie. Maar terwyl hy daai aan die tafel sit, toe breek sy uur aan. Halleluja! Sy uur breek aan, dat hy moet verrys as die groot verlosser, die Here van die Here, dat hy sy werk moet begin om vir ek en u los te kry en los te koop uit sonde uit. En die Bybel sê, terwyl hy daar sit aan die tafel, het die duiwel alles daai nag probeer om hom afvallig te kry, sodat hy in die stryd kan omdraai. Want die Bybel sê daarna daai nagmaal, terwyl Judas hom verraai het, gaan hy in die tuin van Getsemane, want hy wis dat sy uur het aangebreek en hy kan nie terugdraai. Dis nou of dis nooit, maar die werk waarvoor God hom na die aarde toe gestuur het, moet hy nou doen. Hy het siekes gesond gemaak, hy het krepeles gelaat loop, maar dit was nie die doel wat hy na hierdie aarde toe gekom het. Hy het gekom om sondaars te kom red. Hy het gekom om die duiwel 'n nekslag toe te dien op die kruis van Golgotha. En daai nag sê die Bybel, neem hulle hom gevange. Ek praat van die nag van die nagmaal. In hierdie nag neem hulle hom gevange daai aan in die tuin van Getsemane en hulle lei hom uit.
En weet jy nog, as sy eie mense kom saam met die soldate, die Jode, hulle lewer hom uit. Hulle neem hom gevange saam met die Romeine en hulle vat hom na Pontius Pilatus toe. En die Bybel sê, daar het hom geblinddoek. Halleluja. En dan stoep hy te hom. Laat hy val. En dan sê hulle, raai weet jy wie dit gedoen. Sê vir ons, jy sê vir jy's 'n profeet. Jy sê vir jy's die seun van God. Sê vir ons wie het dit nou aan jou gedoen. Maar die Bybel het vir ons klaar gesê, die Ou Testament. Soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. En het sy mond nie oopgemaak. Jy weet, ek glo nie ons sal die toets deurstaan het nie. Ons sou omgedraai het. En ons sou daai mense gevloek het. Of ons sou gesoek het. Maar die Bybel sê, het sy mond nie oopgemaak. Ek wil vanaand vir u sê, dit was wat hulle van hom gedoen het hy aan. Sy disciples het hom verlaat. Die Bybel sê hulle het van ver af het hulle gevolg. Toe staan hy net so alleen. Want hy moes alleen die bloedprys betaal. Petrus het hom daai aan 3 maal geontken. Jy's ook een, nee, ek ken hom nie. Jy was ook, nee. Jy het saam met hom gewandel, nee, ek ken hom nie. 3 keer sê die Bybel. Toe ontken sy eie disipel. Toe sy net so alleen. Oorgelaat in die hande van 'n klomp dorstige mense wat bloed soek, wat sy bloed soek. Toe staan hy alleen. En weet jy, die duiwel werk daai aan so. Binne daai nag sê die Bybel. Hy moes voor Pontius Pilatus gaan staan. En dit vir hom gesê, hy moet sy mond oopmaak en praat, en hy het sy mond nie oopgemaak. Weet jy, ek luister, die Bybel sê, hulle het hom later na Herodes toegestuur, wat ook 'n Joodse koning was. 'n verspotte man, wat onder die Romeine gedei het. Hy het sy koningskap gebewaar, en hy wou saam met die Romeine speel, om teen die Jode op te tree. En hulle stuur hom na Herodes toe. En die nag nog kom hy terug. En die Bybel sê hulle slaan hom met 'n Romeinse kat. Slaan hulle sy liggaam uitmekaar uit. Weet die mense is gefokus op die kruisiging, maar die kruisiging is die offerplek waar die lam geoffer was. En jy kry mense wat vandag nog sit by die kruis. Daarom sing hulle hier in die groot kruis, in die groot kerk, by die kruis, by die kruis. Hulle sit nog by die kruis. O, prys die Here. Hulle weet hy het opgestaan. Hy is nie meer by die kruis nie. Halleluja! Daai was net 'n stuk hout gewees. Dit was die offerplek. En die mense eer die kruis, so hulle sing eintlik by die kruis, by die kruis. Amen. Maar as jy van Jesus verhaal, dan stel hy nie belang. En weet jy, hulle slaan sy liggaam daai aan uitmekaar met 'n Romeinse kat. Ek wil altyd vir u verduidelik hoe lyk daai kat. Amen. Dis 'n ding met 'n stiel, met 'n klomp punte. Sulke ding, sê maar riempies, sulke ding riempies, op toue, wat dit ook al is. U kan hom gaan kyk, hulle vertoon hom in die museum. En voor aan die punt van die toue, het hulle 'n skerp voorwerp ingemaak wat geslyp is, wat skerp geslyp is. Of dit nou klippies was wat hulle skerp geslyp het, of dit yster was, staalplaatjies, maar hulle het dit daar ingesit. En wanneer hulle daai persoon slaan, dan trek hulle daai sambok, of daai kat, dan trek hulle hom so deur sy liggaam, slaan hulle daai goed so om hom gaan, en dan trek hulle hom, dan skeur hy daai persoon wat geslaan word, sy vleis uitmekaar uit. Kom ek sê vir jou,
Hierdie nag van die nagmaal was 'n wrede nag vir die Seun van God, vir Jesus Christus. En mense minag hom so. Hulle loop verby hom, hulle wil nie die nagmaal eet, soos wat die Bybel sê. Hulle wil nie die nag herdenk, waarin Jesus vir ek en jy die stryd begin het teen die duiwel. Want as hy daai nag omgedraai gesê het, ek gaan my nie so laat slaan nie. Daar was die kruisiging hier, die ander dag daar. En daar was ek en u nie gered. Maar ons wil nie hierdie nag, wil ons nie eer, prys die Here. En weet u wat? Toe hulle later nie meer weet in voordagsmôre, wat moet hulle nog doen? Die Bybel sê, toe vleg hulle 'n kroon van dorings. En hier op die prente teen die mure sien jy, sê hy doringkroon, dan loop daar net so een streepie bloed. Nee, die bloed het gespat. Jesus was 'n bloedsak die ander nagmôre, toe die son uitkom. Daar baie dinge moet in hy nag gebeur. Ek sê baie keer as ek daai kruis sien wat die mense daar in hulle se huis hang, wat Jesus aan hang. Daar sien dit, daar is eers bloed aan sy voete. Daar sien bloed hier by sy sy, loop net so 'n bietjie bloedjies in. Ek sê, ja, miskien is dit waar. Want hy nag het hy bitter baie bloed verloor. Die nag van die nagmaal het hy baie bloed verloor toe hulle hom so geslaan. En ek wil vandaan vir u lees. Kom ons gaan terug na die Ou Testament toe. Dan lees ons daar in Jesaja. Ek wil vandaan in Jesaja lees. Jesaja hoofstuk 6. Prys die Here. Jesaja hoofstuk 6. Prys die Here. Wil ek daar van my vanaand ek verdwaal. Dit weg. Kom op, hou dit eers. Ek het nog so 'n bietjie verdwaal aan hierdie skrif. Kom terug na hom toe, ek sal dit vir u kom lees. Maar kom ek verduidelik eers vir u. Die Here Jesus sê in hierdie skrif wat ek vir u wou lees. Hy sê ek het my rug gegee vir die wat slaan. My wange vir die wat die hare uitpik. En ek het my gesig, het ek nie verberg vir bespiewing nie. In ander woorde, ek was bereid dat hulle my rug uit mekaar uitslaan daai aan. En hulle het gekom en hulle het my baard uitgetrek, hulle het my hare uitgetrek. Hulle het hulle nie afgeskeer nie, hulle het uit my gesig uitgeruk. Hy sê, en ek het my aangesig, het ek nie verberg vir bespiewing nie. In ander woorde, hulle het my in die gesig gespieg. Maar ek het dit gevat. En daai dag het hy dit gedoen terwille van ek en jy wat vanaand gered is. Wat vanaand die Here aangeneem het. Maar weet jy wat maak die duiwel? Daai aand het die duiwel alles geprobeer om hom te laat omdraai. Daai slaag kry wat hy slaag gekry het. Daai slang wat hy geslaan is. Daai bespiewing, daai baard wat uitgeruk is. Al hierdie dinge. Hy wou hê Jesus moet omdraai. Amen. Want as hy die nag daai nag omgedraai het, dan was die kruisiging die ander nagmôre nie daar. Maar die Seun van God gaan deur al hierdie toetse. Vanaand kry ons hier eers halfpad hierdie toetse nie. Maar dan draai ons om. Want ek sal dit nie aan my laat doen nie. Wie is daai man om vir my dit aan my te wil doen? Maar Jesus het daar deur gegaan. En kom ek sê vanaand vir u, die Here Jesus
verwag vanaand van ek en jy om hierdie nag te herdenk. Net soos wat God vir die Israeliete gesê het, hierdie is 'n nag om te herdenk in al julle se geslagte. Want dit was die verlossing van die heidene en die sondaar. Julle moet hom herdenk. Maar weet jy wat maak die duiwel? Hy kom by ons as die kinders van die Here. Hy kom begin eers daar in die groot kerk. Hy sê, nee man, kyk, julle kan die nagmaal hou. Maar moenie vir my herinner aan daai nag toe Jesus my 'n uitklop hou gegee. Daai nag, prys die Here, toe ek hom wou verlei het, maar wat hy nie vir my geluister het nie, wat ek hom wil laat omdraai het, maar hy het nie omgedraai nie. Moenie vir my herinner aan daai nag. Hou die nagmaal, maar hou hom 10 uur in die môre. Dan maak julle my nie seer. Dan voel ek niks nie. En dan weet ek julle doen dit soos wat die Here Jesus dit vir julle gesê het om dit te doen. Prys die Here. Daarom sien jy die kerke beginne om die nagmaal in die dag te eet. En die duiwel lag lekker vir hy dag, vir hy nagmaal. Want hy kry nie seer nie. Hy het geen gevoel nie. Hy voel nie sleg daaroor nie. Maar wie jy sien vanaand so eet. Daar herinner jy die duiwel. Onthou jy nog die nag? Toe jy Jesus wou laat val, maar wat Jesus geoorwin het. Hy stap daai môre, toe die ander môre daar is, toe sê hy nog steeds die oorwinnaar oor die aanvalle van die duiwel. En ek wil vanaand vir u sê die rede waarom ek vanaand nagmaal eet. En dan waarom ek hom in die nag eet. Ek kan hom ook môreoggend geëet het. Maar ek eet hom vanaand in die nag. En elke eet wat ek hom eet ek hom in die nag. Ek dank die dag sinne af. Want ek weet dis 'n ding wat die duiwel gemaak het. En ek sê jou vanaand, ek eet hom in die nag om vir die duiwel te kom sê, onthou jy, daai nag wat jy vir Jesus so aangeval het. Wat jy sy rug so uit mekaar uitgeslaan het. Wat jy die doringkroon op hom gesit het. Wat jy sy baardhare gelaat uitpluk het. Onthou jy daai nag wat Jesus jou oorwin het. Daai nag toe verrys hy as die leeu uit die stam van Juda. Toe word hy die leeu van Juda wat geoorwin het. Hy het die duiwel 'n nekslag toegedien. En die ander môre, toe sy nog steeds die oorwinnaar. En die rede waarom ek vanaand vir u sê wat ons die nagmaal in die nag moet bedien, is omdat dit hierdie nag was wat gemaak het dat die kruisige kan kom. Jesus het eers in die tuin van Getsemane gaan bid. Want het geweet, hierdie dood wat hy gaan sterf is nie maklik. En hy het vir die Here vir sy Vader gesê, Vader, as dit u wil is, laat hierdie beker, hierdie bitterbeker by my verbygaan. Maar nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied. Hy het gesê as God dit wil doen, maar nie hy nie. En die duiwel het alles probeer, maar dit was te vergeefs. Jesus het hy nag oorwin. En vanaand kom sê ek vir Satan, Jesus het jou geoorwin. En ek herinner jou vanaand, die nag wat hy daar gesit het, wat hy gesê het vir sy disippels, en vir die wêreld, dit is my liggaam, wat vir julle geskeur word. Halleluja! Dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat ek vir julle gaan. Môreoggend gaan ek hy bloed skenk vir julle. Deur hierdie nag, elke druppel bloed wat daar geval het, het hy geskenk vir sy kinders, om verlossing te kry van sonde. Ek wil vanaand vir u sê, ek kan nie hierdie ding anders te doen, maar ek moet dit doen soos wat die Here van my verlang.
En ek wil vanaand vir u sê, u wat miskien nie geweet het nie, ek dink dit gaan oor die woordjie nag. Dit gaan nie oor die woord nag nie. Dit gaan oor watter werk Jesus daai aan in die nag gedoen het. Dit wat hy daai nag gedoen het. Daai weerstand wat hy gebied het. Dat hy die duiwel onder sy voete geplaas het. En die ander dag môre kon die kruisiging plaasvind. Waar die versoendood van Jesus vir ek en jy verlossing en oorwinning gebring het. Mag die Here u seën. Prys die Here. Ek wil oorgaan na die nagmaal toe en ek wil vanaand die nagmaal bedien. En ek glo u is vanaand op die verkeerde plek. U is op die regte plek. Kom ons lees saam. In Korintiërs 1 Korintiërs hoofstuk 1 Korintiërs prys die Here. 1 Korintiërs 11. Ek wil af van die 23ste versie aflees. Om vir u vanaand te bevestig wat sê Paulus. U moet mooi luister wat sê Paulus. Moenie luister wat die predikant en wat die pastoor en wat die apostel vanaand sê nie. Hierdie apostel kan vir jou niks sê nie. Hy moet sê wat sê die woord van die Here. Hy sê daar in die 23ste versie sê Paulus. Want ek het van die Here ontvang, nie van 'n kerk nie. Nie van die liggaam van Christus af. Nie van my leiers af nie, maar ek het van die Here ontvang. Wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai was, brood geneem het. Hoor jy watter nag het hy dit gedoen? Nou vraag jy vir my, vraag jy vir mense, hoekom het die Here dit in die nag gedoen? Amen. Daar sê hulle, nee, daar was nie die ander dag môre tyd nie. Jy lieg, man. Nee, jy lieg. Hy moes nie daai tyd begin nie. Want Jesus se stryd het die nag al begin. Om die kruisiging te laat plaasvind. Hy het om daai nag het hom seer gemaak. Hy sê ek het na my vriende dan na die huis van my vriende gekom, maar hulle het my in hulle huis het hulle my seer gemaak. Hulle het die Here verneder, maar hulle het hom ook seer gemaak. Prys die Here, dink hoe sy hart bloei. Hy het gekom om hierdie volk te verlos. En hierdie volk vat hom en hulle lewer hom oor om gekruisig te word. En hulle verlustig hulle in die bloedbad wat hulle geskep het om vir Jesus aan die kruis te laat hang. Luister, die nag waarin hy verraai was, het hy die brood geneem. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daar uitdrink. Prys die Here. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie op iemand nou luister, wie op 'n onwaardige wyse, nie wie met 'n onwaardige lewe. Die Here praat nie van 'n lewe hierdie. Hy praat van die manier wat jy dit doen. Op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet en hierdie beker drink. Prys die Here. Hy sê wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood en hierdie beker of hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Sien u vanaand. Halleluja. 10:00 môreoggend is 'n onwaardige wyse. Is 'n onwaardige manier. Jy weet baie mense sal sê, maar hoe weet ons nou? Of die mense wat toe Jesus opvaar,
die Christene. Hoe weet ons dat hulle het die nagmaal op hierdie manier gedoen? Maar ek wil vanaand vir u sê, ek wil dit saam met u deel. Die Bybel sê vanaand, halleluja, kom ons lees saam. Ek kry nie vanaand my skrifte, die duiwel het my verroof. Prys die Here. Die Bybel sê in die Nuwe Testamentiese kerk van Christus, hulle het hierdie voorbeeld van Jesus gevolg. Hulle het net gemaak soos wat die Here vir hulle sê. En hulle het die nagmaal bedien op die tyd wat God vir hulle gegee het. Ek wil vanaand vir u los met hierdie boodskap. En ek wil na die nagmaaltafel berei. Daar is miskien vanaand gedeeltes wat ek nie vir u gebring het nie. Maar ek dink het meer as genoeg bewyse wat die Here vir ons agtergelaat het. Prys die Here. So ek wil vanaand oorgaan na die tafel van die Here toe. Kom ons kry 'n lied. Om vir u te wys dat die Nuwe Testamentiese kerk van God het die nagmaal in die nag bedien. Handelinge 20 vers 7. En op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader het om brood te breek. Brood te breek is om die nagmaal te bedien. Om brood te breek, hulle het vergader om brood te breek. Het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sou vertrek. En hy het sy rede gerek tot middernag. Nie tot middag nie, van 10 uur af tot middag nie, maar tot middernag. En daar was baie lampe, mens steek die lamp in die dag op. Daar was baie lampe in die boventrek waar hulle vergader het. En die Bybel sê dat 'n jong man vaak geraak en hy het daar afgeval en hy was as dood opgetel. Paulus het vir hom gebid en die Here het hom weer lewendig gemaak. En die Bybel sê en toe het hy boontoe gegaan en hy het boontoe gegaan en die brood gebreek en geëet. En daarna het hy nog 'n geruime tyd gespreek het. Tot dagbreek, alles het in die nag gebeur. Hulle het hierdie brood, hulle het die nagmaal in die nag geëet. Dis die Nuwe Testamentiese kerk van God. En mense kom verander hierdie ding. Nou ek sê baie kere, ek verstaan nog al die ou mense. Want toen noem hulle ons mos die lampie doodblaaskerk. Omdat ons in die nag die nagmaal bedien. Nou daar was mos nou ook lampe. Daar sê hulle ons blaas die lampies dood. En daar doen ons goddeloze dinge in die donkerte. Maar hierdie lampies kan nie meer doodgeblaas word nie. Daar is geen verskoning vanaand nie. Want hierdie lampies kan nie doodgeblaas word. Ja, prys die Here, die lig van die Here skyn oor ons. Kom ek sê u vanaand, daar is geen verskoning meer nie. Ek kan miskien nog vinnig vir u een wys. Net om seker te maak, u gaan met dit huis toe. Sorry dat ek nou terug gaan weer, maar ek wil net daar nog in Lukas vir u lees. Ek dink ek het nou die aand hierdie boodskap bedien van die Emmausganger. Nou ek wil nie die hele ding met u lees, u kan dit by die huis gaan lees. Maar dit gaan daaroor dat die Bybel sê 3 dae na die kruisiging het hierdie manne op pad was, hulle op pad na Emmaus toe. Hulle het maar Jerusalem verlaat, want hulle was moedeloos. Hulle het gedink, nee, maar die Here is mos nou hulle so verlosser en hier word hy nou gekruisig. En dis nog aan die dag van sy opstanding, die derde, die Bybel sê dis die derde dag wat hulle op pad was. Daai dag wat hy opgestaan het, gaan hulle Emmaus toe. En terwyl hulle so moedeloos is, toe sê hulle, en hulle loop op praat, so toe kom Jesus, en Jesus kom loop saam met hulle, en hulle herken nie vir Jesus.
Die Bybel sê hulle herken hom nie. En hy vra vir hulle, wat praat julle? Hulle sê, wees jy vreemdeling in Jerusalem, weet jy nie van die man, Jesus, wat ons so na uitgesien het, wat hy was, ons het gedink, hy is die verlosser, hy is die Messias, maar nou is het 3 dae, dat hy in die graf al, wat hom doodgemaak het, opgekruisig het, en hom in die graf ingesit. En Jesus sluit by hulle aan, en Jesus begin hulle vertel, waar daar in die profete van hom gepraat word. Hy vertel hulle alles, en hulle luister. En hulle hoor maar hierdie man praat daarom aangename dinge. Maar hulle herken nie vir Jesus nie. Halleluja. En hy stap saam met hulle tot in Emmaus. En hy leer hulle, en hulle luister en hulle leer. Die Bybel sê hy van Moses af begin en al die profete, en vir hulle uitgelê in al die skrifte, en die dinge wat op hom betrekking het. En toe kom hulle nou in Emmaus. Toe sê hy vir hulle, luister, ek gaan nou verder. Toe het hulle by hom aangedring en gesê, bly by ons. Want dis amper aand, jy moet nou luister, is nou skemerte, die son gaan nou onder. En dis amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En hulle het nie dadelik aan tafel gegaan nie, maar die aand, toe gaan hy saam met hulle. En toe hy met hulle aan die tafel was, toe gaan hy saam met hulle aan die tafel. Yes. En toe hy aan die tafel saam met hulle was, toe neem hy die brood en hy dank. En hy breek dit, en hy gee dit aan hulle. Hoe dink julle wat het hy daar gesê? Hulle het hom nie geherken, julle weet nie, is hy nie. En hy breek weer vir hulle die brood. En hy gee vir elkeen. En ek dink, die Bybel sê nie so nie, maar ek dink hy die woorde geuit. Neem eet, want dis my liggaam, wat vir julle gebreek was. Toe skrik hulle, maar die volgende oomblik sê die Bybel, toe sê hy weg, want toe sê nie meer vlees nie, toe sê gees, toe kan hy verdwyn en hy kan kom soos hy wil. Voor die kruisiging was hy vlees, van sy geboorte af. Daarom sê die Bybel, hy wat nie erken dat Jesus in die vlees gekom het, hy is 'n antichrist. Amen. Want hy wil vir jou kom sê, nee, Jesus kan so gelewe, ek kan nie, want Jesus was gees. Jesus was 'n vlees, net soos ek en jy, en hy het reg gelewe. So ons kan ook reg lewe. Amen. En hy verdwyn in daai aand, toe sit weer in die nag, wat hy die brood gebreek het. Amen. Man van die Here het weer die brood gebreek in die nag. Kom ek los hier daar. Mag die Here, kom ons kry nou die koortjie, sy bloed, dit is Jesus se bloed.